Jamari, ek kan nie glo jy sit hier so nie. Hoorie, ek is so opgewonde om met jou te chat. Dit is vir my die grootste voorreg om jou te hê. So welkom by die She's Gutsy podcast. Dankie. Jy het as 'n 9-jarige dogtertjie begin met swem en toe op 15 was jy die jongste in die staat op ons span. Insane. Vertel my oor die rol van swem in jou lewe en bietjie oor jou kinderjare dat ek bietjie kan konteks kry oor waar jy vandaan kom. Ja, okay, dankie. Ek is 'n laat lammetjie. Okay. Altyd moeilik om dit in Engels vir iemand te probeer verduidelik wat 'n laat lammetjie beteken, maar dit het my obviously ook baie geshape in wat 'n tipe mens ek was, want dit is amper as jy weer 'n eerste kind is. Yeah. En ek het in 'n huis groot geword waar swem al gevestig was in ons gesin. My broer was 13 jaar oud toe ek gebore is en toe het hy al reeds verskriklik goed geswem en teen die tyd wat ek 'n keuse moes maak oor wat 'n sport ek doen, was hy al by die Staatsbond spele self gewees en al op pad Olimpiese spele toe. Ons broer is ryk neetling. So net so dit seksuele almal wat luister en die jong mense weet nie meer wie hy is nie. Dis nou net Chad. My handboek op skool was ryk neetling. As jy moet kies wie jou rolmodel is in jou LO projek, dan kan jy kies vir ryk neetling. So net vir julle vir konteks. Hy is op 30 seconds so. Ja, regtig. Ja, maar ja, so my broer is ryk en hy het baie goed geswem van 'n jong ouderdom af en swem was maar basies net in ons dit wat ons sal nie eers weet of ons gene was nie. My ma, my pa het nie die geleentheid gehad om te swem nie, so miskien was dit in hulle gene ook. So hulle het nie geswem nie. Nee, my ma het geswem, maar die geleenthede was net nie dieselfde daai tyd. Sy het in Kroonstad gewoon en sy het eintlik gedans. Okay. My pa het van 'n plaas af gekom. Ek dink nie hy het ooit dalk kon hy geswem het. Ek dink eers hy het sy voete ooit in 'n swembad gesit nie. Maar dit het toe op my pad gekom. Ek het geen ander sport gedoen nie. So dit is die soos vir later se gesprek. Ek het letterlik nie netbal gedoen nie. Ek het nie tennis gedoen nie. Ek het nie hokkie. Ek het nie 'n paar tekkies besit nie. Soos ek het my ma het so backstory. Ek het toe ek klein was in laerskool, het ons LO gedoen en daar was hardloop betrokke obviously. En 'n kind het vir my gesê ek hardloop so 'n Teletubby. En toe so ek het albei my bene gebreek voordat ek geloop het. Wat? En ag ja, sommer frats ongelukke. Ek het net nog nie geloop nie en toe breek ek al my bene. Okay. Eers die een en toe die ander een. En ek dink ek het 'n bietjie snaaks gehardloop en toe sê my ma wel dan hoef jy nie te hardloop nie. So atletiek daar het hulle my uit die skool uitgehaal. Dis nou laat lammetjie. Ja. Dit maak nie saak nie, ons was al daar eendag afwesig gaan fyn wees. En toe het ek net nooit gehardloop nie, nooit sport gedoen wat dit involve het nie. Ek het gedans, ek het gimnastiek gedoen, ek het drama gedoen en ek het geswem. En ja, en toe het ek begin goed swem en toe die gogga gebyt en toe het ek staat op ons spele toe gegaan, gekwalifiseer vir die span, die jongste in die span op daai stadium toe ek 15 was en daar 'n SA rekord gebreek, SA senior rekord en dit was eintlik 'n groot draaipunt want toe ek het geswem, maar dit was vir my lekker om hard te oefen en dit het my laat voel asof ek uniek is want swem is nie iets wat almal doen nie. Dis nie iets wat almal goed doen nie en dit was vir my het ek my identiteit half daarin gevind en maar toe is die druk nou daar want ek was nie nou net meer rykste klein sussie want ek was klein en fyn en toe ewe skielik kyk die mense vir my en toe is almal soos as sy die 200 medley rekord kan breek, dan kan ons dit ook. En toe gaan almal vir daai rekord en so daar was 'n groot draaipunt in hoe ek ook druk begin ervaar het en ja, maar ja, net wat jou vraag om in so 'n huishouding groot te geword het, ja, ek dink ek het dit so 'n bietjie as 'n superpower gesien om ek het soos my broer hy het hierdie ervaring, maar hy het altyd ook vir my gesê hy wil ek my eie foute maak. Hy wil nie hy sal vir my sê en hy sal vir my guide, maar hy wil nie ek moet nooit foute maak nie. Ek moet doen wat ek doen en ons sal van daar af moet ek my eie foute uitmaak. Want dit kan ook moeilik wees as 'n mens bekend is as 'n rykste sussie en dan
nou word jy jou eie mens, okay, nou is die oë skielik op jou, maar dan is die druk nie net, okay, sy het nou die SA rekord gebreek, die druk is, okay, maar tot waar gaan sy gaan, want dit is haar broer, en dit is nou, dan iewes skielik word jou lewe ook amper vir jou uitbeplan, want dit is jy gaan nou hierdie swemmer wees, en al jou eiers is amper in een mandjie gesit, en mens voel dan, as jy nie swem het, wat het jy dan? Ja. Ek kan nie dink hoe daai druk moet wees nie. Ek het glad nie op so groot skaal sport gedoen nie, maar atletiek was 'n groot deel van my lewe en op 'n kleiner skaal, baie kleiner skaal kan ek relate met jou. Want atletiek het al klaar ewen op daai vlak vir my so affekteer, want as jy dan sleg swem of sleg hardloop daai dag, dan is alles sleg en jy is net hierdie slegte mens, jy kan niks doen nie. Maak nie saak hoe goed jy doen in ander vlakke nie of op skool, wat ook al nie, niks maak saak nie, net dit maak saak. Om op so 'n vlak deel te neem op 15, wat het jy gedoen aan jou psiege nie, aan jou mental health? Was dit iets wat jy mee gesukkel het op hoërskool? Ek dink nie, ek het eintlik as ek terugdink aan toe ek 16 was, besef ek eintlik ek was taaf, maar ek was ook eintlik mentally baie swak geweest teenoor hoe ek voel ek nou is. Ek was bang vir ek was meer bang in oefening vir dit gaan moeilik wees en my longe gaan brand en wat as ek nie hierdie tyd swem nie en ek rig nou self swem af en ek probeer so baie vir die kinders sê suffer eerder hier, dis fine, hierdie is die safe zone, jy kan hier suffer want jy wil nie by die gala kom, by die kompetisie kom en dan dink, ek moes bietjie harder gedruk het of suffer hier en weet jy dit als gegee vir daai oomblik en ek het so baie goed uitgeback en ek sien dit nou eintlik eers om terug te kyk daarna besef ek hoe baie het ek verskonings in my kop gemaak om myself te beskerm teen failure en teen wat as en wat as dit en wat as daai nie reg gaan nie en ek dink nie ek het regtig as gevolg van die swem met mental health issues gesukkel op 'n groot skaal dat dit sleg was nie. Ek dink ek het baie geleer uit my swemtyd en daai druk wat ek ervaar het en dis 'n alleen sport. Dis soos die alleenste sport wat jy kan nie eens atletiek kan jy nog mense praat terwyl jy draf en jy kan rondkyk, hier is dit 'n swart lyn en jy werk hard en ek het baie alleen geoefen ook want op daai stadium Bloemfontein was daar nie daar was nie regtig swemmers wat op daai vlak deelgeneem het nie. So ek het baie geleer later in my lewe wat ek wens ek vroeër geleer het, maar ek bedoel dit is mense is jonk en mens moet self daai lesse leer en ek dink ek besef nou dit is wat my broer eintlik vir my probeer sê het. Is hy kan dit nie vir my, hy kan nie die les aan my oordra nie, ek moet dit self leer. Ja. Daai is ongelooflik en ek al my hoed af vir jou want ek dink daar's baie jong meisies en ek het met 'n paar atlete al gesit en gesels en daar's baie tendens wat ek sien hoe die vrouens as jong meisies regtig val onder die druk en amper die sport begin haat en sodra hulle nie meer hoef te swem nie of hoef te doen nie of sê maar universiteit toe gaan en hulle kan stop dan kyk hulle nooit terug nie en wil nie meer. Ek het met Joanay die Olimpiese spiesgooier gesels en sy het my gesê dat sy soveel goeie atlete ook geken wat die oomblik toe hulle uit die skool uitgaan, het hulle opgehou. Want daai druk is te veel en dit word so opgehef dat dit so en dit is nie belangrik nie. Nou dat jy terugkyk, is ek soos dit is nie belangrik nie en die wêreld gaan nie eindig as jy verloor nie, maar ons almal dink dit. En mens dink amper ook soos my ouers gaan nie meer trots wees op my nie, my familie gaan dink ek fail as mens nie. Dit is baie erg. En ek dink 'n groot deel daarvan en ek het dit ook in die week dink ek vir my swemmers gesê jy moet besef hoekom jy doen wat jy doen. Jy moet besef hoekom jy hier is. Doen jy dit vir jou ouers want dis nie 'n goed genoeg rede nie. Dis glad nie. Jou ouers gaan al teleurgesteld wees as jy sê jy wil dit nie meer doen nie, maar jy moet dit vir jou doen want niemand kan daai oefening insit en weet hulle het alles gedoen. As jy dit vir jouself doen,
en ek dink dit het my baie gehelp om verder te kom in die swem as baie meisies het gewoonlik opgehou op 16, presies wat jy nou gesê het, nog voor hulle uit die skool uit is, dis net nie meer vir hulle iets wat vir hulle 'n passie is nie. En my ouers het nooit daai druk op my geplaas nie. Ek wou dit self doen en ek het joy daarin gevind om hard te oefen en om die galas was my die lekkerste en alhoewel ek druk op myself geplaas het, is druk van jouself, alhoewel dit erg is dit nog steeds, jy doen dit vir jouself tot 'n mate en wat ook al jou rede daarvoor is, gaan jy baie verder kom as wat jy dit vir iemand anders doen. En nou wat ek myself in 'n ander sport bevind, doen ek dit nog soveel meer vir myself en dit is my so lekker en ek kan agterkom daai dryfkrag maak dit is hoekom ek hierdie crazy goed doen. Dit is ongelooflik. Ons gaan definitief later daarin gaan want dit is ongelooflik die goed wat jy nou aanpak. Maar dit is so dat jou dissipline in sport dra oor in alle aspekte van mense lewe. En ek wou noem my coach toe ek op universiteit was, haar naam is Suzanne en sy coach die Paralimpiese atlete, Vander Nijweiers en al die atlete wat ongelooflik is. En ek het wel begin oefen en die eerste dag toe ek by haar gaan sit het vir 'n koffie. Toe vra sy vir my, en dit sluit aan by wat jy gesê het, sy sê, Julie, wat is jou why? En ek begin toe huil, want ek is soos, wat bedoel jy? Niemand het al ooit hierdie van gevra nie, want dit is nog altyd, jy doen goed in die sport, en dit is jou why. Jy wen medaljes, en dit is jou why. Dit was nog nooit verder vir my gedink nie, want dit was soos, jy doen dit net, jy doen dit net, want as jy het nie doen nie, dit is verkeerd, dit alleen wat dan, wat wees ek dan? Ja. En sy vra vir my, en ek begin toe huil, ek sê soos, ek weet nie wat is my why nie, en sy soos, dit is die probleem, dit is hoekom soveel atlete stop, want daar is nie, dit gaan nie oor jou nie, jy doen dit nie vir jouself nie, en dit is so sleg, dit moet vir jouself wees, en dit moet wees, omdat jy 'n liefde daarvoor het. Ja. En obviously, you need to steward your gifts, jy moet met jou talente woekers, dit is wat my ouers nog altyd vir my gesê het, en ek het ook nie daai druk ervaar nie, maar tog tot 'n mate wil 'n mens nog steeds die mense tevrede stel en trots maak, en ek dink vir enige jong meisies wat dalk ook hierdie luister, kan hulle dalk net as 'n stukkie raad, miskien soos jy sê, vind net die why en maak dit groter as jouself, maak dit groter as, okay, wat wil ek bereik deur hierdie, wil ek gesonder leefstyl leef vir myself, of wil ek dalk tyd maak vir myself, maar goed wat verby die medaljes en verder en dieper as dit. Ja. Dat dit nie begin en eindig by die eerste span netbal nie. Ja. Dit moet vir hulle wees nie. Ja. Maar anyway, so dit was nou jou hoërskooljare en toe het alles verander toe jy obviously na skool. Vat my deur, jy het nog steeds professioneel geswem, tot wat se ouderdom het jy professioneel geswem en hoe was daai transition om op te hou? Ja, ek dink baie keer daaraan dat ek daar was nooit 'n daadwerklike hier's my retirement tipe van ding nie. Dit het eintlik vreemd gebeur en so ek het geswem en ek het half deur 'n dip gegaan na die Staatsbond spele, want ek het coaches ook verander en ons het gedink dit gaan 'n goeie, een van die coaches, die SA coaches het my eintlik half genader en gesê ek moet by hom swem en dit was 'n fout gewees, en toe het ek geskuif na 'n ander coach toe en daai ontwrigting het 'n ontwrigting in my swem ook gemaak. Ek het nog steeds deelgeneem van Suid-Afrika, maar ek was nie, ek het nie beter en beter geraak nie. Dit was wel 'n plateau en dit was moeilik om daardeur te kom en ek het aangehou. Maar toe en ek het toe weer tweede gekom by nationals en goed geswem. En toe het ek het na skool het ek in Bath in Engeland gaan swem, al 'n training camp gaan doen om vir die 2008 Olimpiese spele te kom kwalifiseer en ek het toe baie goed daar gedoen en op pad terug het ek klierkoors toe gekry. Okay. Mhm. En toe nie regtig geweet is klierkoors nie, maar ek was verskriklik ongesond gewees. Ek was kort in die hospitaal en toe ultimately nie deelgeneem nie en nie Olimpiese spele toe gaan nie. Was teleurstellend, maar ek het aangegaan.
toe in Suid-Afrika ingehou swat, ek sou in Amerika gaan swat het, maar nie my Amerikaanse visa gekry nie, Okay. wat op daai stadium ook 'n groot teleurstelling was, want dit was my plan wat vir my uitgemap was, ek het 'n beurs, ek is op pad soontoe, en nou is ek nie meer op pad soontoe nie. Toe het ek in Suid-Afrika agtergebly en ingeskryf by Koffsies, ek het begin regte studeer, en in Pretoria toe gaan swem, en geoefen toe vir die volgende Olimpiese spele, en ek was toe by die proewe van die Olimpiese spele gediskwalifiseer in die event wat ek veronderstel was om in te kwalifiseer. Ja. En dit was 'n groot drama gewees. Dit was soos een van die donkerste dae van my lewe. As ek nou terugkyk, besef ek dit het gebeur en niks het actually gebeur daarna en dit was sleg, maar ek bedoel die wêreld het aangegaan en dit was vir my 'n donker dag, maar niemand anders kan dit onthou behalwe ek en my familie nie, maar ons het probeer appeleer want ek het nie gedoen wat hulle het gesê, ek het op my maag gedraai met die rugslag na borsslag voordat ek die muur geraak het en ek het nie. Maar daar was geen manier wat jy Dit kan bewys dis hulle woord teen my woord en dit was nou maar net dit. So dit was 'n nagmerrie gevoel en toe het ek gesê ek vat 'n breek, maar ek het toe verloof, ek en CJ, my man het toe verloof geraak en ons het in Ierland gaan woon en ek het daar aangehou swem en met die bedoeling dat ek éventueel weer sal gala swem, maar my skouerbesering het toe dit het net half gelinger en die dryfkrag het toe half gedispeer. Ek was net, my wind was uit my seile uit gewees na die diskwalifikasie en daar was net nie meer, dit was 'n nuwe era in my lewe, ek is getroud, bly in Ierland, dis glad nie ideale omstandighede om te gaan swem nie. Dit is die hele tyd, dis donker, dis koud, ek moet 5 uur in die oggend opstaan, ek moet swat, ek moet kos maak, ek moet huis skoon maak, ek moet dit was nogal baie gewees en toe het ek net half besluit, weet jy wat, hierdie is nie moeite werd nie. En ek dink gepaard met dit, speel CJ rugby vir 'n lewe. Hy word betaal om rugby te speel. Hy word betaal om alles te doen en hy kry fisio verniet. Ek moet betaal om te swem. Ek moet betaal om fisio te kry. Dis koud, dis nat en ek moet al hierdie ander goed doen en toe is ek net soos En mens kry niks daarvoor nie. hierdie is net glad nie meer vir my winsgewend nie. Nee, maar my winsgewend, hierdie maak net nie sin nie. Dis nou die definisie van malligheid en Ja. toe besluit ek is nou klaar daarmee. Dis vir my so erg. Ja. Dis vir my so erg as ek dink aan atlete in Suid-Afrika ook met atletiek. Ja. Daar is die geld in dit nie. Nee, jy en doen dit net vir jou passie. Dis absoluut waarvoor jy kan dit nie. doen. En ek Ja. sien mense, hulle het hulle day jobs Ja. nog steeds en jy weet tot watse vlak jy moet commit om op daai Ja. vlak deel te neem. Jy moet alles gee. Jy moet oefen Ja. in die oggend, jy moet gaan fisio direk daarna, jy Ja. moet gaan recovery session doen en vanaand is jy weer in die swembad. Dit is baie erg. Ek wil amper so ver gaan om te sê dat dit daar moet 'n aparte kategorie wees vir as jy 'n ma is Nee, daai is rof. en 'n professionele atleet. Ek weet nie hoe mense My dit doen nie. vriendin wat my programme ook skryf soos my coach ook, Rwet van Sail, is vir my een van die merkwaardigste vrouens ooit. Sy is 'n professionele atleet wat op die hoogste vlak deelneem, wat Olimpiese spele toe gaan. Sy het 2 kinders. Nee. Sy rig landloop af by die skool. Sy is 'n vrou, sy is 'n ma en sy sit daai ure in wat iemand insit wat nie 'n kind het nie of kinders het nie. Daai is Ek my weet op nie hoe 'n mense level. dit doen nie. Ja. Al my hoed af, maar ek haal ook my hoed af vir jou wat nou op die oomblik obviously jy sit ure en ure en ure in op die pad ook. So jy weet wat die struggle is, maar ek weet jy het nie daai druk Ja. van ek moet, Dis want hierdie is my werk loopbaan nie. Nee. Ja. So jy het toe Ierland toe getrek en jy was vir 9 jaar in Ierland. Was dit nie vir jou 'n ongelooflike aanpassing en soos 'n culture shock en alle nuwe mense en wat jy kom van Bloemfontein Ja, af, so ja. jy kom van so klein Ja. reference af na hierdie hele Ja. nuwe lewe Ja. en jy het natuurlik toe met 'n professionele rugby speler getrou, so dit is ook 'n groot leefstylverandering. Jy het natuurlik daai sportiewe agtergrond, so jy weet tot watter vlak die commitment is. Ja. Jy gaan nou van Ryk se suster na CJ se vrou toe. Hoe behou 'n mens jou identiteit as in daai tyd of het dit vir jou maklik gekom? Ek dink dit het so half seamless gebeur want ek was nie dadelik sy vrou, ek het net met hom uitgegaan en om Ierland toe te gaan was nogal 'n culture shock in die sin van
Ek het daarom met die swem baie getravel, so ek het al wêrelde ervaar. Ironies genoeg was ek 'n jaar voordat ons Ierland toe getrek het, of eers geweet het dat ons Ierland toe gaan, het ek in Ierland gaan swem. Okay. En ek het niks daarvan gehou nie. Ek was soos, hierdie plek gaan my nooit weer sien nie. Ek hou dit, dis donker, is koud en dit was net not my scene. En toe hy het my sê oor ons, dus ek het 'n kontrak gekry in Ierland, ek gaan soontoe. Toe is ons nog nie verloof nie en ek weet half nie eintlik waar staan ons nie, maar ek het die begintye in Ierland was moeilik want ek was so diep in my swattings en toe nog diep in die swem in en nou moet ek ewe skielik kos maak, kos koop, huis skoonmaak, was gedoen. Ek onthou ek het op 'n stadium kyk ek na die badkamer en ek sê ja, hierdie badkamer is vuil. Soos ek moet die badkamer. Ek was so bederf. Ek besef nou, ons het 'n skoonmaker gehad my hele lewe lank. Bediende wat in ons huis gebly het. Besef ek moet dit nou doen en dit was goed. Ek is bly dat ek daai besef gekry het, maar ek wou ook nie eintlik vir CJ half sê want hy was in die koshuis, so hy ken 'n bietjie van stryk en sulke goed. Ek het nog nooit gestryk nie. Nou moet ek stryk en ek moet was gedoen. Nou sê ek vir CJ, ek weet nie lekker hoe werk hierdie wasmasjien nie. Nou figure ons dit daar self uit. Maar jy weet hoe enige wasmasjien geen wasmasjien het ek al aan geraak nie. En nou is ek soos nou werk hulle met pods. Daai ek is soos ek het nog nooit 'n pod in my lewe gesien nie. Wat die hel is 'n pod? Wat doen jy met hierdie ding? Waar moet ek hom oopmaak? Moet ek hom uitsqueeze? Mens wil nie hulle moet dink jy gaan 'n swak vrou wees. En daai tyd soos ek Google is obviously daar, maar dis nie soos gou intik hoe ChatGPT nee, so dit was nog 'n aanpassing, maar ek onthou 'n presiese draaipunt toe ons huis gekoop het na 4 jaar in Ierland. Ja, 4 jaar in Ierland het ons besluit ons wil 'n huis koop en toe ek uiteindelik 'n huis my eie kon maak en besef hierdie is ons en hierna moet ek kyk en ons het honde en toe dit soos huis begin voel en sodra jy besef hier is nou waar ek nou is, soos ek moet nou die beste hiervan maak, toe het alles verander en toe was dit net soos ek het nooit gedink dat ek op 'n plek sou kom waar ek so lief sou raak vir 'n ander land terwyl jy Suid-Afrika mis en braaivleisvure op 'n Saterdag. Soos ek onthou as ek in Suid-Afrika kom kuier het, dan dink ek, dit moet so lekker wees om hier te bly en net soos jy hoor die rugby is aan en die vure brand en dis net so reg Suid-Afrikaans, maar so met tyd saam met die reuke en die soos reuke en geleide van goed in Ierland ook deel geraak van my wat ek mis nou Ierland soos wat ek omtrent Suid-Afrika gemis het. Ja, want dit het werklik waar soos 'n huis vir jou geword, is beautiful. En in daai tyd, jy het vir Everly gehad toe jy in Ierland was, maar dit was nie 'n maklike journey nie. Ek wil bietjie met jou chat, ek het hier neergeskryf sodat ek die name onthou. Jy het adenomiose en endometriose. Het jy dit gehad voordat jy vir Everly gehad het? Wat was daai journey? Want ek het al klein bietjie gehoor en gelees wat jy so klein bietjie gedeel het op sosiale media van jou infertility journey. Ja. Dit is iets wat min mense oor praat en dit is iets wat soveel vrouens mee sukkel en 'n topic wat regtig iets is wat dit is my so hartseer dat dit is iets is want dit is amper asof mens moet skaam wees oor hierdie ding. Maar niemand praat daaroor nie, maar soveel vrouens sukkel daarmee. So ek dink en ek hoop dat met hierdie gesprek dat vrouens sal hoor dat dit iets is wat 'n realiteit is vir baie vrouens en dit is iets wat oorgepraat moet word. Ja. So kom ons begin nou. Hoe oud was jy toe jy besluit dat jy wil kinders kry en waar hierdie realiteit vir jou geword het? So ek het ons was 26 gewees toe ons het getrou toe ons 23 was en ek dink ek het klaar studeer en my graad gekry en toe sê ons dit sal great wees as ons nou kinders kry. So van net dis 'n order wat jy insit en daar gaan dit gebeur. En toe ek het toe agtergekom maar my siklus is heeltemal af in die sin van die knoppie is af, hy's gone, daar's niks nie.
en ek weet toe nie wat aangaan nie, maar ek gaan toe en ek is iemand wat nogal ek vat nog altyd my gesondheid ernstig op. Ek is 'n fikse mens. Ek rook nie, ek drink nie. Dit is vir my maklik om so te lewe. Dit is nie vir my soos ek probeer so hard om gesond te wees nie. Dit is net ek hou van hoe ek voel as ek gesond is en gesond lewe. En ek was gereeld by dokters en almal het nog altyd vir gesê, o nee, jy is gesond en jy gaan aan en toe gaan ek spesifiek weer na 'n dokter toe en ek sê hoorie maar hierdie lyk nou nie vir my reg nie. Doen toe 'n hele reeks toetse daar in Ierland en die vrou sê toe vir my baie melodramaties, skuif sy 'n boksie tissues aan my toe en sy sê is basies vir my ek gaan nie kan swanger raak. Ek moet vrede maak daarmee. As ek nie nou swanger raak, as sy nie nou hierdie behandeling met my doen nie, so 'n bietjie van 'n sales tactic kom ek toe nou later agter, sy so half soos ek moet nou aan die werk spring met hierdie en op daai stadium is CJ toe met die Britse en Ierse leeu's weg vir 6 weke. Nou hoe beplan jy gaan ek swanger raak sonder my man wat in Nieu-Seeland sit? Soos weet jy regtig? Ja, dis twee mense onmoontlik. betrokke hierso. Ja, en toe is ek geskok op daai stadium toe sy hierdie nuus vir my gee en sy sê toe vir my sy sê toe basies vir my ek gaan of 'n egg donor moet kry want sy het op daai stadium vir my 'n diagnose van polycystic ovary syndrome gegee, PCOS en alhoewel ek het dit gegoogel en ek het geen simptome van dit gehad nie, het sy net basies my gesê ek het nie 'n siklus nie want ek ovuleer nie en dit is hoekom ek nie kan swanger raak nie. Tensy ek 'n egg donor kry. As ek nie nou in die volgende 6 weke swanger raak nie of ek gaan moet aanneem. En dit is obviously nie die nuus wat jy wil hê as jy sê en ek 26. Ja. Ek bedoel ek is nog jong. Ja. Dit is nie veronderstel om so te wees nie. So hulle doen 'n toets ook 'n anti-Müllerian hormone, so AMH toets. En die toets bepaal hoeveel eierselle jy in jou liggaam op daai stadium nog het. So afhangend van die vlak wat nou op die toets bloedtoets uitkom. Elke vrou is gebore met 'n sekere aantal eierselle en jy verloor dit so deur jou lewe en op daai stadium op 26 het ek 'n vlak gehad van soos 'n vrou van 42. Oh my word. So daar was min eierselle oor, min kanse en ek het toe Suid-Afrika toe gekom vir 'n tweede opinie. Die dokter het vir my gediagnoseer met endometriose wat baie meer in lyn was met ek het geen simptome gehad, ek het nie pyn gehad soos wat meeste vrouens wat ek nou gehoor het met endometriose nie, behalwe vir die feit dat my menstruasie weg is en ek wil swanger raak en dit gaan nie gebeur as dit nie regkom nie. Doen toe laparoskopie en verwyder die endometriose. Die dokter sê jy gaan nou swanger raak. Okay. Gebeur toe niks nie. Ek's op fertiliteitsbehandeling, gebeur niks nie. Ons besef toe want dit kos alles geld Natuurlijk. En dit is tyd en elke maand wat verbygaan is soos 'n ticking, dis nou daai biologiese klok wat hulle altyd in die flieks van gepraat het en ek's mal oor Friends en ek onthou Monica se storie en ek's net soos hoe is ek nou Monica? Ja. Soos jy kyk na Monica en jy dink nou nie sy het iets gedoen en shame on you en jy dis nie vir my soos daai die embarrassment van jy kan nie swanger raak. Ek weet nie hoekom is dit so nie. Ek weet nie hoekom moet 'n mens skaam wees daaroor nie want ek het niks gedoen nie. Sy het niks gedoen nie. Meeste vrouens wat in daai situasie is, niks gedoen nie. Dis net bad luck. Ek weet nie of dit dalk iets is soos 'n primal Ja, ding nie. dis soos daai nie in die Bybel wel. Nee, maar die tradisionele vrou. Ja, God het jou gemaak om vrugbaar te wees en dis alwees en dan en ek onthou, ek kry hoendervleis as ek daaraan dink, hoeveel kere het ek papsop nat van huil in die bed gelê en gedink soos as dit is waarvoor die Here vrouens maak en ek kan dit nie doen nie. What am I? Soos waarvoor is ek hier? So nou swem ek nie meer nie en ek het nou klaar geswat, maar ek werk ook nie. Hier sit ek in Ierland en ek kan nie swanger raak nie. Ek is nou wat nou? Nou dit was terrible geweest. Ek het toe 'n amazing vriendin wat ek al jare terug ontmoet het, toe ek in Bath was en nooit geweet dat sy in die tyd wat ek hulle in Bath gesien het,
Sy is ook met 'n rugbyspeler getroud gewees, het sy ook gesukkel om swanger te raak. En iemand vertel toe vir my, hoorie maar, jy ken vir haar, hoekom praat jy nie met haar oor jou journey nie? En ek soos, ek het nie geweet, sy gaan nadeer nie. So praat ek met haar en sy is ongelooflik en oop en sy praat openlik oor haar journey en sy sê vir my, maar ek moet by Vitalab uitkom. Dit is nou hierdie kliniek in Sandton, hulle gaan my help, hierdie dokter is amazing, sy maak inteendeel actually die voorspraak vir my en maak vir my die afspraak en ek boek my vlug en ek is op pad soontoe. Sien die dokter sê vir my, ja, ek het endometriose, maar die feit dat ek gaan nooit swanger raak nie, want ek ovuleer nie, want ek het premature ovarian failure. So dis nou nog 'n tik, dis nou endometriose en dis nou nog dit ook nog. So hoe hy dit basies verduidelik het is, die eierselle is min, so daai is toe nou wat die groot probleem is, en ons kan aanhou probeer, terwyl net op 'n natuurlike manier, maar elke maand wat verbygaan, raak die eiers minder en die kanse raak al hoe minder. So ons doen toe IVF en dit het vir my altyd baie drasties gevoel, maar as jy in daai oomblik is en jy besef jou tyd raak minder, wil jy nie eendag dink, ag, wat as ons dit net vroeër gedoen het nie. En ons was toe gelukkig om met die eerste probeerslag toe swanger te raak. Amazing. Ja, so dit was toe nou Everly gewees, obviously, en ja, dit was amazing smooth swangerskap gewees, geen hiccups gewees nie, maar ek wil ook net by wees sê, in die tyd wat ons die waiting period was, ek het dit nou vinnig afgepraat, maar die aande se huil en bid van net die feit dat soos hierdie is buite my beheer. Hierdie is, al doen ons IVF, dit is nog steeds nie 'n guarantee nie. As ek moet swanger word, as dit die Here se wil is, sal ek, maar dit voel of jou hande afgekap is dat jy niks kan doen nie. Jy moet letterlik, maak hoe gesond jy is, maak nie saak wat jy doen nie. Ja, en toe het ek op 'n podcast afgekom wat 'n ander vriendin vir my gestuur het van hoe om te bid. Dit was letterlik soos 'n 6-part podcast oor hulle vat die Onse Vader en hulle sê, maar soos jy het hom al soveel keer gehoor, maar luister gou, soos jy moet spesifiek wees oor wat jy wil hê en jy moet dankie sê, dit was, ek kan nou nie meer almal onthou nie, maar en ek het elke dag gestap en ek het letterlik net gebid en dit was nie eers meer bid, dit was net, ek het met God gepraat en net vir hom soos gesê, hierdie is wat ek wil hê, jy ken my hartsbegeerte, soos asseblief, soos ek het letterlik elke dag 'n uur lank gestap en net gebid en dit het letterlik gevoel asof net, dit was die beste geskenk toe ek swanger word en toe kom die wag net vir hom te kom, maar daar was letterlik mense wat in daai tyd, toe ons nou ons storie deel, gesê het, hoe kan jy vir God dankie sê as dit dokters was wat jou swanger gemaak het? En hoekom het jy dit gedoen as dit die Here se wil was, so jy natuurlik swanger geraak het? Miskien moes jy nooit 'n ma geword het nie. As jy nie en mense het dit gesê. Hulle het dit letterlik op Netwerk 24 se kommentaar op, want dit was 'n berig gewees. Ek het net ook vir die rekord, wanneer mense, ek is nie 'n celebrity nie, maar ek het nou al soveel keer gehoor of gesien, wat se naam, as iemand op Huisgenoot is, hoekom gaan soek hulle die aandag? Huisgenoot gaan skryf die berig. Partykeer is daar onderhoude, partykeer skryf hulle letterlik net 'n berig gebaseer op wat jy op Instagram gesê het. So ek het my storie gedeel op Instagram en Netwerk 24 het 'n berig geskryf Sonder dat hulle met my, en dis fyn. Ons weet nou al hoe dit werk met my broer, maar dis nie altyd soos Karlien van Jaarsveld, as sy nie, hoekom soek sy nou weer aandag? Sy soek nie sy deel haar storie en hulle vat van dit wat hulle wil en dis fyn, dis hulle werk, maar moenie negatiewe kommentaar, niemand het jou gevra vir jou kommentaar nie. Ek het letterlik laasweek, dit was my so skokkend, ek gesit by 'n restaurant en
iemand sê soos, nou, daar's 'n berig oor jou podcast. Toe sê ek soos, wat? Toe sê sy soos, ja, like, Caitlin Hood was op die podcast gewees en hulle het 'n berig, Van dit afgemaak en awesome. Maar toe sê ek soos, is dit hoe dit werk? En ek weet ek was al in die verlede toe ek jonk was, maar gewoonlik gee hulle met hulle vir soos my heads up of seker vra en jy kan beheer. Maar toe besef ek net as kom ons sê ek was betrokke in 'n scandal of 'n ding. Ja, hulle gaan nie. Hulle gaan nie met jou praat nie. Hulle gaan want hulle wil die luisteraars uitlok en sê soos okay, wag, lees ons ding en want dit maak die viewership meer. Ja. So dit is my verskriklik en dan kom dit op Facebook en dan begin die mense. Maar is dit nou 'n storie? Is dit nou nuus? Nee Tannie, dis nie nuus nie, maar hier lees jy dit nou. So dan is dit seker maar nuus, maar soos dit is baie erg. Daai passive aggressive comments was vir my erg, maar soos die Here het hierdie dokters gemaak soos om hy het vir hulle die kennis en alles gegee om vir mense soos ek hierdie soos gift te kan gee. Dis soos om vir jou te sê iemand wat met kanker sukkel dat as hulle chemoterapie kry dan nie die dokter gaan as Here wat gaan dit met lewe. Dit elke slegte ding kom nie van die Here af nie en daai was my erg want toe's Evelyn nou nog nie gebore en dan dink ek maar wat as dit nie die Here se wil, wat as ek nou teen sy wil gegaan het, soos daai was nogal erg, maar dit was so mooi, in die kliniek waar ek was, het hulle ook gebid voor die egg retrieval, hulle het gebid voor die transfer, hulle het, so in alles wat hulle ook gedoen het, was God teenwoordig gewees, en dit het regtig vir my so gevoel, maar ja, toe is sy veilig in ons hande gebore, bietjie vroeër as wat sy moes. Sy het so 2 weke vroeër gekom, maar ja, sy's 'n letterlike engel in ons lewens. En sy is beautiful. En my vraag net vir jou is, hoe het dit jou geloof affekteer? Het dit jou nader aan God gebring in daai tyd, of het jy gevoel God het jou verlaat in daai tyd toe jy so gewag het? Hoe het jy aanhou bid? Hoe het jy aanhou dit doen? Nee, ek het verseker sterker my geloof geraak. Soos ek het net ek het besef soos al wat hier kan help en al wat ek kan doen is om te bid. Sure. Ek kan letterlik niks anders doen as want dit is heeltemal buite my beheer. Ja. So ek het verseker sterker geword in my geloof en ek het nooit eintlik gevoel hoekom nou ek nie. Ek het gedink hoekom ek en hoekom kan ek niks hieraan doen nie. Hoekom is dit buite my beheer, want met swem en met swattings en alles kon ek nog altyd hard werk en ek weet as ek hard werk kry ek die resultate en hier is dit nou nie in my beheer nie. Maar ek besef toe ook dat as ek moes swanger word net soos ons wil so kinders kry, okay, dan sou ek nie, ek dink nie ek is 'n goeie ma nie, maar ek probeer my bes, maar ek sou nie haar die helfte so baie waardeer, en ek weet almal is lief vir hulle kinders en almal waardeer hulle kinders, maar as jy deur fertiliteitsbehandeling gaan het of gesukkel het of vir 'n oomblik 'n twyfel gehad het oor of jou kind veilig in jou arm, dan sal jy verstaan wat daarin gaan om 'n kind te hê en dat geen kind 'n ongeluk is nie. Geen kind jy het dit dalk nie beplan nie, maar die Here het dit beplan. Daar moet soveel goed reg gaan vir dit om te gebeur en jy besef dit eers wanneer dit moet kunsmatig moet gebeur buite jou liggaam. Dan soos toe die kliniek my bel, so hulle doen die egg retrieval en dan doen hulle nou hulle werk in die kliniek en dan bel hulle jou op die 3de dag en hulle sê vir jou hoeveel embrio's het gefertiliseer en hoeveel het dit nou gemaak tot op die 3de dag, want dit is nie almal soos wat dit maak nie. Ek kan ek nie onthou hoeveel eiers, ek het 14 eiersadetjies het uitgekom, net 9 het gefertiliseer, net 3 het dit tot by dag 5 gemaak en op dag 5 was net 1 soos gemaak om te vries, soos reg 'n embryo om te vries en dit was toe Everly en daar was 2 wat later toe nou bygekom het, maar jy besef net dis nie net daar is so baie wat moet gebeur. Nee, dis 'n absolute wonderwerk. Dit is
Dit is so fragile. Ja, en een dingetjie wat verkeerd gaan, maak dat alles verkeerd gaan. So, dit is hoekom ek ook dit nooit ligtelik opneem nie. Ek dink dis die grootste geskenk en my droom is om 'n ma te wees. So ek sien so uit daarna, want dit is ongelooflik. En baie mense sal sê soos want ek droom al van soos ek 'n kind was om 'n ma te wees, dus dis absoluut my grootste droom. En baie mense sal sê soos, "Ja, maar dit is as jy kinders kan kry, dit is as dit hier." So ek soos, die Here ken die begeertes van my hart en ek gaan lewe spreek vir die res van my lewe. Hoekom sal ek ooit sê dat as ek kan? Die Here weet wat my en ja, dit is 'n geskenk en as dit sy wil is 100%, maar ek glo en ek gaan lewe spreek dat ek baie gesonde kinders het. Ek verlang sommer klaar na my kinders en ek het nog nie eers hulle nie. Maar okay, toe het jy vir 9 jaar gebly, Beautiful for Everly gekry. Hoe lank het julle nog daar nadat jy vir Everly gehad het gebly en wat het gemaak dat julle terugkom Suid-Afrika toe? Want dit is ook dan weer nou dit jou huis geword. Nou kom jy terug. Hoe het daai situasie gelyk? So ons het sy is in 2019 gebore en CJ het toe vir Ierland deelgeneem aan die World Cup net kort na sy gebore. Sy was 6 weke oud en toe is hy weg. Toe gebeur COVID en ons het in Suid-Afrika kom isolate. Hide out, ek weet nie regtig wat noem mense dit. Ons was hier ons het net betyds voor die vlugte toegemaak het hiernatoe gekom. Ons was op die plaas gewees en 'n bietjie in Bloemfontein waar my ouers gewoon het. En ek dink daai tyd in Suid-Afrika het ons anders laat dink en ons het nie geweet hoe lank gaan COVID hou nie. Ons het nie geweet want rugby het toe anders gelyk en lewe het anders gelyk. Daar Ierland was nie die Ierland wat ons lief vir was en ons jy kan nêrens heen gaan nie. Dit was baie streng geweest daar en jy het nie familie nie en nou het ek vir Everly en as vlugte so toegesluit gaan wees, wanneer gaan my ma haar weer sien en ek dink jy besef dat want my suster was siek geweest en sy jy weet nie hoe lank het sy nog oor nie, jy weet nie hoe lank gaan my ma nog lewe nie, ek wil my ma help en ons het toe die besluit gemaak, wanneer was dit gewees? Dit was so einde 2020, toe het CJ ook net gevoel, sy lyf en sy passie raak half diminished, dit het gebeur eintlik in daai COVID tyd, hy verlang na sy familie ook, hulle raak ook nie jonger nie, en ons wil hê Everly moet haar familie ken en ons wil by my ma wees om my suster te kan sien en met haar te kan help en toe besluit hy is reg om af te tree en toe het ons teruggekom Suid-Afrika toe en Everly was 'n jaar en 10 maande oud gewees. So op en af, so kleintjies. So dit was nou natuurlik 'n groot shift in julle lewe. Maar om bietjie te gesels vir jou suster, dit is iets wat jy ook baie oop oor gesels op social media en die impak en vir enigiemand wat al iemand verloor het in 'n lewe, die grief is unexplainable. Maar dis weer eens iets wat baie min mense hardop oor praat, want dit is iets wat soos mens gaan nie daarin in nie, want dit is net hash en dis erg want dit voel asof die lewe aangaan, maar jou lewe staan stil. Ek het nog nie self verlies ervaar nie, so dit sal vir my baie lekker wees om met jou daaroor te gesels. Vertel my 'n bietjie oor Elsje. Sy was vir jare lank siek voordat sy oorlede is. En sy het kanker gehad. Vertel vir my 'n bietjie oor haar journey en wat jy sal wil hê mense moet onthou van Elsje. So Elsje was 10 jaar ouer as ek gewees. Sy het baie lang, sy het as 'n baba baie gehuil. My ma het nie besef, my ma het alles probeer om uit te figure wat aangaan, maar hulle het byvoorbeeld sedasiegoeders het die teenoorgestelde effek op haar gehad. So hulle kon haar nooit as 'n baba vir 'n MR gestuur het nie wat hulle wou. En my ma is nou nog spyt daaroor dat sy nie harder probeer het nie, maar so het sy toe op 13, ek was 3 jaar oud gewees, op 13 het sy een oggend wakker geraak en sy kon nie sien nie. Dus haar oë was omgedop en haar hare het uitgeval op haar kussing en dit was nou na 'n paar simptome wat die dokters afgespreek het as dis sielkundige goed en my ma het haar toe ingejaag en hulle het toe 'n MR op haar gedoen en
hulle toe my ma het net gesien hoe almal in die kamertjie buite die MR staan en praat en my ma weet toe dit is fout en ek soos wat ek die storie kan onthou het sy weggehardloop want hulle het gesê jy moet jou man bel hy moet kom en my ma het net gehardloop want sy het geweet hier's bad news en hulle toe diagnose sy het choroïd plexus karsinoom gehad. Dit is in jou choroïd plexus in jou brein. Dit is soos 'n dodelike kanker. Niemand het dit nog ooit daai kanker oorleef nie. En sy het hierdie gewas op haar brein wat al baie groot is. Hulle vermoed sy het dit al as 'n baba gehad. Oh ja. En dit het toe nou drukking op haar oë geplaas wat die visie belemmer het en die hare wat uitval en hulle het vir my ma gesê 3 maande maksimum. En hulle het dit toe nie as 'n antwoord gevat nie en hulle het toe na 'n ander chirurg toe gegaan. Jare ek dink dit was omtrent 4 jaar vandat sy 13 was totdat sy 17, 18 was. Ek dink in haar matriekjaar het sy ek weet nie hoeveel breinoperasies, verskriklik baie breinoperasies gehad deur die chirurg, amazing ou in Johannesburg, neurochirurg wat op haar geopereer het en keer op keer wonderwerke ervaar het. Hy was 'n ateïs gewees en hy het ten einde jare later vir my ma, hy was op haar troue ook gewees vir haar gesê, so hy was 'n ateïs gewees, maar hy het met haar operasies net besef dis onmoontlik en daar moet 'n God wees. Soos die goed wat gebeur het en die kere die operasies was net jy kon dit nie verduidelik aan enigiemand hoe sy daardeur kon kom en sy het in matriek 3 onderskeidings nog steeds gekry ten spyte van dele van haar brein wat hulle verwyder het en sy was van kleintyd af baie dramaties en outgoing en kleurvol en baie sterk wil gehad en haar behoud was ook dat sy verskriklik impulsief en net living in the moment tipe lewe gehad het. Soos sy het geen verantwoordelikheidsin gehad nie. Soos as sy iets wil doen, wil sy dit nou doen en ek love it. Wie worry oor soos ons het altyd my ma moet byvoorbeeld kos op die tafel hê vir my pa. Nee man, hoe worry, wat so gejaag is dit en wat jaag, julle is alles is gejaag in die lewe en soos motto was drink uit jou fancy koppies uit. Hoekom spaar jy dit? Dra jou fancy klere en sy's bright en colourful, niks het by mekaar gepas nie en sy het kopbande gedra en dis iets wat ek nogal van haar baie soos probeer uitleef is hierdie is actually haar rok ook. Ag, dis beautiful. Sy het baie kleur gedra en juwele en opgedres vir elke dag. Soos maak nie saak waar sy is nie of sy in die hospitaal is, of sy 'n kopband aangehad het en maar daai was net die eerste deel van haar lewe. Sy het toe aangegaan met haar lewe na 18. Sy was in Amerika gewees vir 'n gap jaar en sy het in Engeland gewerk en sy het vir Netwerk 24 gewerk as 'n joernalis en sy het 'n boek geskryf en was sy siek deur dit? Sy het vir 'n tyd lank na skool het sy kon loop en sy was normaal for all that matters en sy het toe sy 26 was, het sy gedink sy het haar stytjie seer gemaak met oefening en toe gegaan weer vir 'n scan en toe het hulle agterkom daar's weer gewas in haar rugwervel en heeltemal 'n nuwe gewas soos wat ek nou kan as ek dit reg kan onthou. En dit toe het weer operasies begin en hulle het gesny en met elke operasie was daar bietjie van haar senuwee wat aangetast was en sy het beheer oor haar been begin verloor. Sy kon nog loop met 'n kruk, maar elke operasie het so 'n bietjie van haar weggevat en ultimately toe die bestraling het haar heeltemal verlam op die ou ende. Dit was ek dink dit was rondom 2014 wat sy toe heeltemal wheelchair bound was.
wat vir haar baie sleg was. Sy het verskriklik vinnig gestap en sy was 'n busybody En sy is die free-spirited persoon ook, sy wil go, en wil dans, sy wil... En nou is jy afhanklik van mense om jou van plek tot plek te kry en jy kan nie net doen wat jy wil nie, jy moet nou mense vra en maar sy het gegou met dit, sy was kwaai, maar sy het haar way gevind en sy het haar ding gedoen en sy het toe in dink in 2016 of 2015, 2016 het sy nee, vroeër al 2014 het sy in Hermanus gaan bly en sy het altyd gepraat van die Champagne Air in Hermanus. Sy was mal oor Hermanus en by die see wees en sy het adaptive surfing gedoen en sy het Afrika verteenwoordig in die adaptive surfing. Sy het California toe gegaan en daar gaan surf en so sy het regtig ten spyte van alles wat met haar gebeur het, ways gevind wat my ma hulle flippen op hulle senuwees gemaak het, want hulle was helft van die tyd nie heeltemal seker, waar is sy, wat doen sy, hoe het sy daar gekom, hoe gaan sy weer terugkom, maar sy het dit gedoen, en ons is bly dat sy dit gedoen het. Sy gesondheid het baie verswak in 2020, en sy het 'n groot wond gehad waar die kanker basies weggevreet het aan haar en septisemia veroorsaak het en ons het regtig, dit was 'n fight in die hospitaal, uit die hospitaal, dan las hulle 'n vel flap en dan werk dit nie en dit het so aangegaan en dit was, ons het soveel jare gehoor sy gaan doodgaan, dat ons amper dit net nie meer begin glo het nie, want Elsje fight en sy het gefight en ons gaan nie deurkom. Want julle is deur vandat sy 'n klein dogtertjie was, as julle deur het. Ons is altyd deur het en dan kom ons by 'n nuwe hospitaal en sê hulle hierdie lyk nie goed nie, sy gaan dit nie maak nie en dan is ons soos dis 'n skok en ons is upset en dan kwaad en dan maar hoe kan julle dit sê, want sy het dit nog altyd deurgemaak en dan gaan ons weer aan en sy gaan aan en ons het so 'n paar close calls gehad in 2022 wat dit sleg gelyk het, maar sy het daar deurgekom en toe in 2023 toe het dinge net al hoe meer korter op mekaar sleg gegaan en toe het sy nog haar 43ste verjaarsdag gevier in Hermanus in hulle soos rehabilitasiesentrum en sy wou daar gewees het en die dokters was regtig amazing ook daar gewees en dit het toe sy was op 'n ventilator op 'n stadium wat ons gedink het ons gaan haar verloor en sy het toe daar uitgekom en in Kerstyd 2023 toe selfoons dit is nou so en dit was verskriklik moeilik want ek en CJ en Everly was by sy ouers gewees daai Kersfees in Hartenbos en dis Kersfees in Hermanus, daar is nie verblyf nie, ons kan nie daartoe gaan as ons nie plek het om te bly vir die dag en met Everly en is Kersfees en ek is tot vandag toe spyt dat ek nie daar was nie. Ja, dit was 'n lang, dit het gevoel soos 'n lang lyding vir haar, want dit het gevoel asof sy vashou aan iets en dit het vir my gevoel asof sy wag vir my. Sure. Excuse. Nee, dis okay. Jo. Ek het sommer. En my broer was daar saam met my maale. Ja. En ek het toe 'n voice note vir hom gestuur om vir haar te speel en sy is toe kort daarna sy toe oorlede, die 23ste. En maak nie saak hoeveel jare mense vir ons hierdie goed gesê het nie, dit niks kan jou voorberei op wanneer dit actually gebeur nie. Dit het so onwerklik gevoel want dit jy kan net nie dink dat hierdie persoon wat ek my hele lewe lank in my lewe gehad het net nie meer daar is nie. Toe was die lewe nooit weer dieselfde gewees daarna nie. So sy wou altyd praat oor in die laaste paar maande van haar lewe het sy baie met my gepraat en toe sy op 'n ventilator was, sy briefies geskryf en ek het nog baie daarvan ek kan nie eintlik daarna kyk nie, maar
sy het obviously geweet en haar verhouding met God was goed. Okay. En sy was op 'n goeie plek gewees en sy wou so graag daar praat en ek kon sien wanneer sy met my daar praat en sy verligting gekry en maar sy kon nie met my ma daar praat en wat se ouer veral as jy self 'n ouer is, jy kan nie met jou kind daar praat nie en jy kan nie sê pop dis okay om te gaan soos hoe kan jy dit vir jou kind sê? Ja. Maar ek dink sy het ultimately geweet en sy was moeg. Sy was moeg om te fight. En jy fight al jou hele lewe Ja, lank. jou hele lewe lank en sy was nie meer lus om 'n inspirasie. Sy het dit gesê ook. Sy wil nie meer inspirasie wees. Ja, sy is nie moeg. Ek het nou al Sy wil geïnspireer. nie meer vir mense inspirasie wees nie en ja, so ons het 'n celebration of life gehad waar almal het helder klere aangetree en ons het sy was mal oor Spoegwolf, soos obsessed en dit het my mal gemaak oor soos ek love Ja. Donnie se stem is net soos amazing en hy was daar gewees en wow. hy het gesing en dit is so bietjie bittersoet want dit is soos sy sou dit love, maar sy is nie meer hier nie. Ja. En al hierdie mooi woorde, maar sy is nie meer hier nie. En sy het dit altyd gesê ook, soos hierdie mooi woorde en dan is jy nie daar om dit eers te ervaar nie, maar ons probeer regtig om te lewe en ek probeer myself te herinner aan hoe sy gelewe het en om drink uit jou beste koppies uit, dra jou mooiste klere, wees helder en soos lewe nou terwyl jy lewe en alhoewel sy het nou nie noodwendige liefde vir hardloop gehad nie, maar ek het begin hardloop in die tyd wat sy in 'n rolstoel was. So ek het baie van myself sy het my inspireer sonder om te weet, sy het gedink die hardloop is malligheid. Want ek het met die Kaapstad Marathon uitgepaas op die laaste paar meter en dit was net voor haar laaste verjaarsdag en toe kom ek by haar aan en sy sê soos, wat doen jy? Soos, kyk hoe lyk jy? Want ek was gebroes en ek was vol bloed. En sy het net gedink ek's mal, maar sy het my ondersteun in alles wat ek gedoen het en as ek moeg raak om te hardloop, dan dink ek net soos sy kon nie eers loop nie en sy kon daar's soveel mense wat ons 'n jong meisie, ek weet nie of jy haar so geken het nie, Jana wat kanker gehad het en ek praat gereeld met haar ma en ek dink baie aan haar as ek hardloop en hoe lief sy was vir hardloop en dat sy nie meer kon hardloop nie en dit inspireer my op dae wat as dit reën en ek nie regtig so lus is vir hardloop nie of vir beweging nie dan dink ek aan hulle. Dis my so toevallig want Jana, ek het vir haar toe ek jonger was, dit was altyd op onderwysvakansie gehou en vakansies in Desembers en dan het ek altyd vir haar sien hardloop en oor die jare want sy dieselfde ouderdom as ek is, het ek altyd was jy ouderdom? Yes. En amazing toe sy in Amerika ook was en haar hele stryd met kanker en dit wat sy deur was en die impak wat sy op my gehad het sonder dat sy even weet, het vir my net so inspireer. So sy is vir my ook 'n groot soos inspirasie en dit was net so 'n groot skok. Want ek was soos maar sy altyd dis daai ding van maar jy het nog altyd deur gegaan en jy is dan so mentally so sterk. So dit is ook definitief iets wat ek saam met my dra toe ek nou weer begin het met atletiek. Want ek meen as ek na myself kyk en dan dink ek maar jy het nou gestop van die druk was te veel, maar wat se druk is gesond in die groter prentjie. Jy's gesond, jy kan hardloop, jy kan beweeg. Wat maak hierdie goed saak, hierdie hypothetical druk wat jy op jouself sit? Wat maak dit saak hoe jy voel vandag oor as jy nog joy daaruit kan kry om dit te doen. Doen dit. Ja, doen dit. En dit gee my soveel perspektief dat jou lewe is kort. Doen dit. Doen wat ook al en ek weet nie of dit sluit seker obviously baie goed aan by jou Cambridge journey nou dat doen die moeilike dinge en vind joy in dit. So dit is definitief iets wat jy van also soos vir ander mense ook kan leer is net om hou net aan en vind joy in dit en lewe voluit. En dit voel seker hoe as 'n mens so grieve en as 'n mens so seer het om nog steeds joy te vind in die dae is seker moeilik want dan moet 'n mens
Want sy wou nie hê jy moet Ja. hartseer wees Ja. nie, sy sal wil hê jy Ja. moet go. Ja. So jy vind nog steeds joy in hierdie goeders en vertel my dan nou van Comrades, like hoe het jy besluit om dit aan te pak? Was dit 'n natural ding na jou maratonne of ja, het sy jou inspireer om dit te doen en Ja, so my hardloop journey was eintlik baie vervreemd. Ek het nooit gehardloop nie. Soos 'n Teletubby gehardloop. Ja, so 'n Teletubby gehardloop en toe besluit nee, wag, ek gaan nou kyk of ek hierdie ding kan doen en toe gehardloop en nie ge-worry hoe ek lyk of wat mense van my dink nie en uitgepaas op my eerste 10k fun run en waar normale mense sal dink hardloop is nie vir my nie, het ek gedink nee, wag, hierdie wat ek nog nie vir 'n antwoord nie. Ek gaan toe doen ek 2 weke nadat ek uitgepaas het op die 10 kilo, toe doen ek 2 weke later 'n halfmaraton. nee. Te dank aan my vriende wat my gepressure het om dit te doen en toe het die liefde half net soos die gogga het gebyt en die liefde gekweek daarvoor en ook toe nou dieselfde gebeur eventually met my eerste maraton uitgepaas en toe besluit ek nee wag ek gaan weer probeer ons gaan aanhou probeer en toe nou ek het eintlik net 2 maratonne gedoen en toe besef ek wil graag die Comrades doen daar so stemmetjie dalk was dit Elsje vir my gesê dit intrigue my en ek wonder of ek dit sal kan doen en ek kyk op na die mense wat dit doen en maar ek het geweet ek moet eers gou my gesondheid uitsorteer want so na Everly het ek verskriklik pyn begin ervaar wat ek nie geweet het of dit my soos my maag of my gut is en of dit endometriose is ek het nie geweet wat daar aangaan nie vir 'n scan gegaan die vrou sê toe vir my wanneer laas was ek by 'n ginekoloog ek sê toe nee soos 'n paar maande terug sy sê toe net ek het 'n vergrote uterus Ja. maar soos sy het lanklaas so iets gesien en gaan toe na die ginekoloog toe hy sê toe okay nee maar kom ons kyk en toe hy dit sien en hy is ook soos joh hierdie is nogal bad en dis toe nou toe hulle adenomiose ook bo op die endometriose adenomiose ook die adenomiose het gemaak dat my uterus toe nou vergroot. Dit was soos 3 keer die size van 'n grootte van 'n normale uterus. No way. En ek het toe geweet ek moet gou dit eers uitsorteer want ek kon letterlik nie ek kon nie hardloop sonder pyn nie. Dit was ongelooflik seer en ek het geweet ek moet dit uitsorteer so toe ek die enigste oplossing daarvoor is 'n hysterektomie. En ons het toe net ek en my man het uiteindelik toe Every omtrent 2-3 jaar oud was, eintlik tot die besef gekom dat ons is so content met net haar. Sy is content om met ons en om nie 'n sussie te hê nie. Sy vra nie vir 'n sibling nie. Ja. En sy is eintlik 'n totale textbook alleen kind. En sy is so gelukkig en toe ek nou vir haar verduidelik soos mamma gaan in vir 'n operasie, ons probeer altyd met haar eerlik wees oor alles, met Elsje se dood ook en sy hanteer dit goed en ons vind dis die beste manier vir haar. Ja. En ek vir haar sê dit klink nou baie simpel, hulle gaan my maag toemaak, mamma gaan nie nog kinders kry nie toe want ek wou half net uitfigure wil jy dalk nog 'n sussie of iets gehad het en sy was heeltemal fine daarmee. Ja. So dit ek actually gister 'n jaar gelede die hysterektomie gehad wat 'n baie groot operasie is. Ek dink wat dit nog groter maak is jare gelede het vrouens het dood gegaan van sulke operasies. Daai tye was dit was 'n baie groot operasie. Maar my dokter was ongelooflik geweest en hy kon dit laparoskopies doen, maar die recovery tyd was nog steeds baie lank en ek het toe nie geluister nie en bietjie te vinnig beweeg, maar ook omdat my tissue in my ingewande so compromised was as gevolg van die adenomiose, moes ek ingegaan het vir 'n emergency, soos 'n noodoperasie om in die steke weer te heg. So ek was omtrent vir 13 weke heeltemal buite aksie en toe ek daar begin oefen, toe weet ek my goal is Comrades en ek het ingeskryf vir die Comrades voordat ek nog eers weer kon hardloop het. So ek het daai knoppie gedruk en ek soos No way. ek doen hierdie nou maar ek het geweet dit is iets wat terwyl ek gesond is en jonk is en 'n begeerte het om myself te toets, wil ek dit doen en ek dink daar's 'n bietjie van 'n ek het dit al baie gesien wat hulle sê mense wat deur grief gaan, doen
nie doen goed nie, maar they delve into ultra running or long distance running, want dis amper, jy sal eerder daai pyn ervaar, want dit maak jy, dit laat jou besef, soos jy kan deur enige pyn kom. So ek kom nogal, soos al baie keer hardloop ek dat die trane loop, maar niemand kan sien dat ek huil terwyl ek hardloop nie. Deel ek net baie beter met stres en met hartseer, want dit gaan kom. En die wêreld gooi vir jou goed, maar dit is my stilte tyd, en dit is baie keer wanneer ek met God praat en ek moet hardloop. Dis funny, ek kan nie meer stap nie, ek kan nie stap en dit doen nie, ek moet myself tot op die brink van soos doodgaan druk om dit te voel, ja, dit is bevreemd. Dit is amper asof ek myself moet bietjie laat seer kry om te voel en om weer te kan aangaan met die lewe. Maar ek sê dit van oefening al alle jare, dit is 90% mental en soos 10% fisies, soos die dinge wat in jou kop aangaan en die healing wat ek ervaar wanneer ek ook oefen, en daai, wanneer jy jouself tot die extreme druk, en min mense verstaan daai vlak van jouself druk, daai waar jy kan nie meer sien nie, en jou kop is so seer in die lactic acid, soos daai pyn, dis is soos addictive, en die hoeveelheid goed waarmee ek deel wanneer ek in daai state is, ek dink ons as mense, veral in vandag se tyd, is leef so gemaklik, en daar's geen soos uncomfortableness wat ons onsself mee insit nie. As jy moet dink aan honderde jare terug, waar jy moet jag vir jou kos, jy moet gather, jy moet gaan fight teen daai mense, al daai goeders. Daar is nie meer dit nie, Daar is nie meer dit nie, en ek dink ons as mense leef so gemaklik, dat baie goed voel vir ons moeilik en unbearable, net omdat ons liggaam nie exposed is aan daai erge stressors nie, so ek dink dit is beautiful, en ek sê altyd vir almal, as jy sukkel met iets mentally, gaan oefen. Maak nie saak wat dit is nie. Gaan stap as jy moet, maar beweeg jou liggaam, want daai fisiese goeders vat weg en help jou deel met die mental struggle. So dis my so beautiful, en hoe was die conference toe, want na die tyd, soos ek sien die vlogs en die lekker dinge, dit voel of het net goed gegaan het, dis nie een van die traumatiese marathon stories wat jy gehad het nie. Nee, dit daarin nie, en ek dink na daai, gaan enige een wat ek op my eie voete klaar maak, gaan amazing wees, maar dit was angswekkend, want in die tyd wat jy by dit uitkom, typer jy nou al 'n rukkie, want jy moet typer. Voel vir my se hart. Dit voel asof ek voorberei vir hierdie, ek het al vergeet van al die harde oefenings, ek was bietjie baie nervous, ek het van my man ook gesê, ek gaan dit nou net vir jou sê, voor die tyd, maar ek is bang ek maak nie klaar nie, en my ma hou niks van, my ma haat dat ek hardloop, oor dat ek so baie nou al geval het. Sy is baie ondersteunend op alle fronte, maar die hardloop verstaan sy net nie. Sy sê, hoekom sê jy dit aan jouself wil doen? Maar ek het, ons het op 'n punt, ons het eventueel verduidelik dat ek dit nou gaan doen, en sy was glad nie gelukkig nie, maar toe weet ek net, hierdie ding gaan ek moet doen, en ek gaan mooi moet klaarmaak. Ek gaan nie ek kan nie kry oor die lyn nie. Ek kan nie. So ek het dit vir myself gesê, en toe is ek op 'n punt wat ek bang is, ek gaan dit nie maak nie, maar ek het so rustig begin, en die atmosfeer is so onbeskryfbaar ongelooflik. Soos George Loza by die begin is, ek het daar gehuil, ek kan dit nie vir jou in woorde, soos dit is so amazing, soos wat almal vir jou sê dit is, en ek het mense gesien langs die pad, wat ek nie verwag het om tussen al daai duisende mense langs die pad te kry nie. Ek het saam met Gerard Bekes gehardloop, wat my skoene, soos my eerste paar skoene by hom gekoop, en ek koop nou nog my skoene by hom. Ons het direk saam gehardloop, en hy het my water aangegee. Ek dink die eerste 30 km, 40 km het ons saam gehardloop. Ek het meisies gesien wat saam met my in die skool was, wat ek langs die pad gekry het, en die mense ondersteun jou langs die pad.
Maar hier by 50 km toe voel ek my toenaal, toe voel ek daar's nou 'n blaas wat Ag, ontwikkel. nee. Nou besef ek het nog 36 km om te gaan. So daar het dit nou begin moeilik raak en ek het geweet dit gaan kom, ek het geweet dit gaan seer maak, net nie geweet in watter mate nie. So voete het begin seer raak. Okay. Tone het dit begin voel en en jy raak vol, so jy kan nie eet nie en jy's dors, maar jy kan ook nie baie drink nie, want dan voel jy die water. Ja. So dit was nogal 'n vreemde ding om te navigate en dit raak warm. Dis Pietermaritzburg, dis 26 grade gewees. Jy hardloop nou al vir 6 ure en jy besef jy moet nog vir soos 3 ure hardloop. Daai is 'n mental struggle, maar dis short-lived vir die experience wat jy kry en om te besef ek het iets gedoen wat ek nie gedink het ek kan doen nie. Ek het nooit gedink ek kan dit doen nie. Ek het nooit as 'n kind regtig 'n behoefte gehad om dit te doen nie, maar ek het opgekyk na die mense wat dit gedoen het en nou is ek een van daai mense wat dit gedoen het. So dis amazing om iets te kan doen wat jy regtig nie gedink het jy kan doen nie. Wat en ek glo regtig as jy dit wil doen, kan enigiemand dit doen. As jy kan hardloop, as jy kilometer kan hardloop en jy wil die kameras doen, kan jy dit doen. Soos daar's regtig all walks of life daarso en om die mense te sien wat om jou hardloop en om te sien hier hardloop 'n tannie wat 60 is en sy doen haar 20ste een. Gerard Bekes het sy 10de een gedoen. Hy is al nou nie sy ouderdom verkeerd nie, maar hy is al in sy 50s. Soos dit is amazing wat mense se liggame capable is om te doen. Nee, dis ongelooflik. En jy het nou, obviously, toe jy jonk was, oefening en deelname het heeltemal anders gelyk as wat oefening en deelname nou lyk. Ek meen nou sit soos ek wil klaar maak en in daai tyd was dit vir 'n goue medalje of niks. As jy nou moet ietsie sê vir Jean Marie toe sy 15, 16 was, toe staat op ons tweele. As jy vir haar nou enige raad kon gee en vir haar dalk bietjie moed inpraat, wat sou jy vir haar sê? Ek sou definitief sê hou op om bang te wees. Sure. Hou op om bang te wees vir iets verkeerd doen of vir 'n slegte oefensessie of vir seer kry in oefening. Soos wat kan gebeur? Soos niks kan gebeur nie. Soos as ek dink aan dat ek myself gehardloop het, dat ek flou raak, ek het myself nooit so gedruk in swem en ek weet nie hoekom nie, want ek was bang. En ek wens ek was nie so bang nie, want ek weet nie wat sou ek dalk kon bereik het as ek nie so bang was nie. En 'n wat as is 10 maal erger as 'n ek het uitgepaas op 'n op die Kaapstad Marathon se finish line. Ten minste weet ek het alles gegee. Klaar blyklik. Maar ek kan nie dit sê van die swem nie en dit is sleg. Dit is sleg om later in jou lewe terug te kyk en te wonder, wat as ek nie bang was nie? Wat as ek dit gedoen het? Wat as? Soos niks nie. Soos niks kan gebeur as jy die kans vat nie. Ek rig by Paddle Girls swem af en vir die hoërskoolkinders en ek's mal daaroor. Ek's mal oor die meisies. Soos dis my so lekker om met hulle te werk want hulle werk hard maar ek kan sien party van hulle is bang en ek kan sien hulle gee nie alles nie en ek soos moenie dit doen nie. Ek het gehuil by ons het daar's 'n 4M kompetisie. Ek weet nie wat 'n skool was jy was Stellenberg, ek onthou nou, maar daar's 'n 4M kompetisie van 4 meisies skole in die Wynlande wat ek het daar gepraat dat ek begin huil het. Ek is soos 2 maande deel van hierdie skool. Ja, hy lyk op 'n speech, maar ek is soos as ek nou julle ouderdom was, soos geniet dit net. Soos jy is net een keer so jonk en jy kan net een keer hierdie doen en wat ook al jy dink is nou erg in jou lewe, soos dit gaan nie oor 'n paar jaar so erg wees nie. Soos dit gaan nie dit is nie so erg nie. Al voel dit nou vir jou so erg, soos geniet dit net en go for it en gee alles en ek wens ek kon dit vir myself gesê het, soos hou net op om bang te wees, om die kanse te vat en om soos alles te gee want dit is nie lang blywend nie. Dis awesome en gewoonlik vra ek vir elke liewe gas, jy weet, wat is iets wat hulle jonger self sou trots wees as hulle moet kyk.
En ek dink uiteindelik het nou ook geantwoord, Ja. want sy sou seker, ek dink sy sou dink jy's amazing. Ek dink as jy vir haar moet sê, jy het nou net die Comrades gehardloop en jy het hierdie moeilikste tye van jou lewe gegaan en steeds sterk gebly. Ek dink sy sou so trots wees op jou en dit is vir my ook verskriklik inspirerend en jy het my so emosioneel gehad nou want ek dink mens word baie keer in 'n as jy in 'n bubble en dink dat goed gaan nie met jou gebeur nie en goed dit sal agters hulle en Monica jy weet dis daai dis iets wat nooit aan jou sal raak nie maar lewe is kort en dis iets wat ek regtig uit jou storie uit leer is jy moet voluit gaan en as jy begeerte in jou hart het om iets te doen en om vir Everly te gekry het soos jy het nie opgegee nie want daai begeerte was daar en ek meen nou kan jy sien dat ja, imagine jy het opgegee, imagine jy het nie vir Everly gehad, jy verstaan dat hierdie wonderwerk van 'n kind. Ja. Baie mense het vir my ma ook gesê want sy het my op 41 gehad en ek was ook 'n laatlam en mense sê soos ons het gesukkel om my te kry en sy het dit gesê dat of mense het gesê dat jy is nie tevrede met 3 kinders nie. Like stop, dis fyn as jy nie kan nie en sy het ook net van sy het 'n reverse hysterectomy gehad toe sy om vir my te kry. So sy het soos 'n operasie gehad om vir my te kan kry en dit was hierdie massive story en mense het dit gedink sy's mal, maar as God hierdie begeerte op jou hart sit. En sy het ook so gesê en in my eie toe my onhoor nie maar hoe haar lewe sou lyk sonder my. En dat daar was 'n plan met my lewe en dat sy nie moes opgegee het en as dit vir enige iemand dalk net 'n bietjie inspirasie sal lewe dat jy het hierdie talente en hierdie gifts vir 'n rede en hierdie begeertes en hierdie woeker met dit, hardloop met dit, doen dit en moenie opgee nie en dis regtig iets wat ek saam met my sal vat en ek wil vir jou dankie sê John Marie, daar's soveel goed en elke keer sê ek dit, maar daar's soveel goed wat ek nog nie eens aangeraak het nie. Maar ek dink die groot tendens is dat jy aangehou het ewen al het dit moeilik geraak en dat jy nie daai joy laat gaan het. Ek dink as ons na jou kyk en sy sal dink jy is absolutely amazing en sy het dit nog die hele tyd gedink soos jy gesê het dat sy kon met jou connect, sy kon met jou praat en jy was die persoon wat daar was vir haar en ek weet jy spyt oor sekere dinge hoe dit geloop het en gegaan het maar jy en sy weet dat hoe julle liefde was en hoe julle verhouding was. So dit is vir my verskriklik inspirerend en ek wil jy moet nooit ophou jou storie deel nie. Jy gaan nog soveel mense aanraak en hoe baie Everly by jou kan leer en hoe baie sy kan gegroei het hierdie as so 'n jong meisie, die wisdom en die maturity wat sy het vir haar ouderdom om ewen te gedeel het met hierdie en ek sien ook altyd as jy post oor die kleurvolle goed wat jy vir haar aantrek en die manier hoe Elsha ook al deur haar soos leef is beautiful. En ek wil maar net vir jou dankie sê. Ek dink jy is ongelooflik. Dankie Julie. Dankie dat ek my storie kon deel en dankie vir wat jy doen om vrouens se stories te deel met ander en ek dink dit is die amazing deel van social media en van wie jy is en dat jy dit oopmaak aan soveel meisies wat na jou luister en wat jou volg en ek het al na jou podcast geluister en ek het al so baie geleer en deur al die stories te luister. Dankie dat jy 'n platform daarvoor gee. Dankie, want ek dink die groot ding is en ek sê dit elke keer ook, maar ons is ons besef nie want omdat ons net die goeie nuus die hele tyd hoor en ons sien en ek weet jy het 'n video ook gemaak oor soos I've been sharing the good news, the health, the running, all of that. Van die ding is dit is 'n highlight reel. Maak ook hoe real jy is daarop nie. Jy kan net soveel deel daarmee en ek dink my groot goal en doel met hierdie is regtig om te wys dat eerstens uit relatableness jy is nie hierdie persoon op hierdie pedestal wat unreachable is nie. Jy is 'n mens en met dit kan vrouens iets uit dit vat. So ek wil net afsluit hier om te sê dat as jy sukkel met infertility, as jy sukkel met druk van sport, as jy sukkel met grief en loss, daar's soveel aspekte van hierdie gesprek wat ons aangeraak het en ek wil vir jou sê dat jy is nie alleen nie en jy is nooit
jy's nie nooit nie equipped om met dit te deel nie. Jy het alles binne jou, want die Here is met jou en hy sal nooit jou verlaat nie. Ja, jy kan enigiets face en dit is nooit die einde nie. En ja, niks is ooit die einde nie. Germany, baie dankie en dit is die episode van She's Gutsy. Dankie.